God aanvaar jou en God keer jou goed. Sê nie altyd God keer jou dade goed nie, maar God keer jou goed. In vorige programme het ek gepraat met die ma en die pa en hoe die pa moet aanvaarding gee vir sy kinders en hoe hy hulle toekoms en identiteit bou en hoe die ma moet liefde en veiligheid gee aan hulle kinders. En vandag wil ek praat met elke liewe een daar buite. En ek wil vir jou sê, God aanvaar jou en God keer jou goed. Sê nie altyd God keer jou dade goed nie, maar God keer jou goed. En ons het al baie keer die vraag gevra, maar hoekom het die Here my op die aarde gesit? Ek is nie goed genoeg nie en ons almal het al gestruggle iewers met ons wens ons was nie hier nie. En ek het gaan kyk daarin en ek wil eerstens begin om Jeremia 1:5 te lees. En dit sê, voordat ek jou in jou moederskoot gevorm het, het ek jou geken. En voordat jy uit die liggaam voortgekom het ek jou geheilig. Ek het jou tot 'n profeet vir die nasies gemaak. En as ons daarna gaan kyk, nog voor jou ma swanger was met jou, het die Here reeds 'n plan met jou gehad. En ek weet soveel mense sê dat jy is hier vir 'n doel en die Here het jou gemaak, maar ek wil hê ons moet regtig bietjie in diepte daarna gaan kyk. God het nie net jou gemaak nie. God het jou gekies. Hy het besluit jy moet hier wees vir 'n doel. Hy het nie iemand anders gekies nie, hy het nie iets anders gekies nie, hy het ook nie gekies om jou anders te laat like of jou anders te laat optree nie. En terwyl God jou gemaak het, het hy 'n droom oor jou gehad, hy het 'n visie oor jou gehad, iets wat hy wil hê jy moet bereik. En as ons gaan kyk daarna, dat jou drome en jou visies, is dit werklik die oorspronklike visie wat God vir jou lewe gehad het? Volg jy werklik die plan wat God oorspronklik vir jou lewe gehad het? Of het jy jou eie planne gemaak? Het jy jou eie identiteit begin skep? Of is jy wie God jou regtig gemaak het? Dan, God se plan vir jou, is dit dieselfde plan wat jy vir jouself het? Want ons is so geneig, ons kyk na mense en ons sê, ek wil soos daai persoon wees. En ons is meer geneig om te begin optree soos daai persoon, te begin praat soos daai persoon, dinge te begin doen soos daai persoon. Maar is dit regtig wat God jou gemaak het om te wees? Het God jou nie gemaak om net jy te wees nie? En ons verloor dit baie keer teen die pad, dan weet ons nie meer later wie ons is nie, ons weet nie meer hoe ons moet optree nie, ons weet nie meer hoe ons moet praat nie, en ek wil vir jou vandag sê, God het klaar sy ideaal vir jou uitgelê, nog voor daai saadjie geplant was in jou ma se moederskoot, nog voordat jy daar was, voordat jou ma geweet het, sy verwag jou, het God klaar jou planne gehad, maar God het ons ook keuses gegee, hy gee ons ook 'n keuse om in sy voetspore te volg, wat hy vir jou uitgelê het, en om ons eie keuses te maak. En ons eie keuses is baie keer dit wat ons van die pad af laat dwaal. Is dit wat ons baie keer maak, dat ons vergeet wie ons regtig is, vergeet wie God ons gemaak het om te wees. Want dit wat ma en pa sê, dit doen ons. Drome wat ma en pa het, dit volg ons, want ons wil hulle beïndruk. So ook jou vriende, dit wat hulle sê, en doen, dit doen ons, want ons wil hulle beïndruk, ons wil deel wees, plaas van om uit te staan en dit te wees wat God jou gemaak het om te wees. God het ook geweet, toe hy jou gemaak het, dat jy gaan foute maak. God het geweet, hy maak net 'n mens, hy maak net iemand wat foute kan maak en wat dit jy kan regstel, iemand wat kan dink vooruit, en kan beplan, iemand wat sy eie keuses kan maak.
En God het geweet jy gaan foute maak. En nog steeds het hy gekies om jou te maak. Nog steeds het hy gekies om jou te aanvaar. En somtyds tree ons baie sinloos op en ons weet nie wat ons doen nie, maar ons kan altyd op ons knie gaan en teruggaan na God toe. En die Here sal daar wees vir ons en hy sal ons weer op die regte pad bring en hy sal ons weer die rigting wys, solank jy net vra. En wanneer ek ook sê God aanvaar jou met jou foute, dis nie te sê God aanvaar jou met al die sonde wat jy doen nie. Dis nie te sê God aanvaar dat jy rondslaap en dat jy drink en dat jy nie sy wil nakom nie. Nee. God aanvaar die klein foutjies wat jy maak. En hy vergewe jou vir dit as jy sy vergifnis vra. As jy besef jy het dit verkeerd gedoen en jy maak dit reg. God aanvaar nie moedwillige sondes nie. Dit wil ek nie duidelik stel vandag. Maar ek is seker hy besef ons is net 'n mens. En met dit alles, as jy dalk nie goed voel oor jouself nie, kyk in die spieël en besef God aanvaar jou. Hy aanvaar jou lyk, hy het jou dan gemaak. Jy is 'n skildery waar hy so trots kan wees. Jy is 'n skildery vir wie hy almal wil wys. Hy wil 'n spotlight op jou sit en sê dis myne. Ek het dit gemaak. En dit is die belangrike ding van dit alles, is dat die mense van buite kan na jou kyk, hulle kan jou judge, hulle kan slegte dinge van jou sê. Ander kan van jou hou en dis jy as skildery is in hulle smaak. Maar op die ou end van die dag hoef jy net God se goedkeuring weg te dra. As jy in sy voetstappe volg, dan sal hy jou lei na die regte plekke, na die regte mense, na die regte doelwitte. En ek wil gou vir julle lees in Efesiërs 1 vers 4 tot 6. En ek gaan dit lees uit die boodskap uit. Ek lees vir julle Efesiërs 1 van vers 4 uit die boodskap uit en dit sê: Hy het ons wat aan Jesus behoort gekies nog lank voor die wêreld gemaak is. Ons moet net syne wees en daar moet niks in ons wees wat hom ontevrede kan maak nie. Dit alles het hy uit liefde gedoen. Ja, hy het vooraf besluit om ons sy eie kinders te maak. Hy het besluit om dit te doen om geen ander rede as dat hy dit graag vir ons wou doen nie. En dit is nie sommer net 'n storie nie. Jesus Christus het kom sorg dat dit regtig gebeur. Daarom moet ons vir ander vertel wonderlik en hoe groot God is en wat hy alles vir ons gedoen het. Ons het niks verdien nie, maar God het dit verniet vir ons kom gee. Ek sê weer, Jesus, vir wie God so lief is, het kom sorg dat dit alles gebeur. Ek gaan dit ook net lees uit die 53 vertaling. En ek doen dit net vir die rede want baie keer is daar verskil rondom wat die woord sê en die boodskap sê dit baie keer meer verstaanbaar, maar ek hou nog steeds in die 19 van die 53 vertaling. En hy sê, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil, tot die lof van die heerlikheid van sy genade waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. So God het gekom en hy het jou gemaak, omdat hy jou gekies het, omdat hy jou wou hê, maar hy het jou gemaak vir 'n doel. En die doel is om meer mense na hom toe te lei. Elke een se doel is om voluit vir die Here te lewe. Dit is iets waar ons nie eens hoef te debatteer nie. Ek glo nie die Here het iemand gemaak om nie vir hom te lewe nie, of om rebels te wees nie, glad nie. So, gaan sit vandag op jou knieë, gaan vra die Here, Here, wat is my doel op aarde? Waarvoor het U my gemaak? Behalwe om vir U te lewe, wat het U vir my gedoen? Wat wil U hê moet ek in my werksplek doen? Al is jy sekretaresse, wat wil die Here hê moet jy doen? Moet jy dalk vir jou baas 'n Bybelversie skryf saam met die koffie wat jy vir hom moet aandra, of voor sy volgende vergadering
net saam met hom bid, of dalk vir hom bid. Wil die Here hê jy moet in 'n groot besigheidskonferensie iets inbring wat sy naam gaan verheerlik, of wat 'n verandering in iemand anders lewe gaan doen. Jy as haarkapper, as almal skinder in die salon en almal praat die en doen daai en daai en doen daai, moet jy nie die een wees wat sê, maar wat is die Here se wil nie. En jy hoef nie voltyds in die bediening te wees om voluit vir die Here te lewe nie. Jy hoef nie alles af te skryf en jou vriende en jou familie en jou werk en jou omstandighede alles af te skryf en net te gaan net vir die Here se naam te verkondig nie. Nee. Daar is sommige mense wat geroep is vir dit, om voltyds in die bediening te werk. Maar wat kan jy in jou werksplek doen? Wat kan jy in die skool doen waar jy is? Wat kan jy vir jou vriendinne sê? Wat kan jy vir jou vriende sê? Volgende keer om die braaivleisvuur, waaroor gaan hulle praat? Sal jy iewers iets, en ek is seker, maak nie saak hoe die gesprek gaan nie, iewers sal jy ietsie kan sê, wat 'n verskil in iemand se lewe gaan maak. So, ek wil hê, gaan kyk vandag in die spieël, sê vir jouself, God aanvaar my, so ek aanvaar myself. Aanvaar jou met jou foute, aanvaar jou met jou, dit wat jy dink in elk geval, nie reg is nie, jou flaws, jou sproete wat op die verkeerde plek sit, jou oë wat te wyd is, aanvaar jou, want dis hoe God jou gemaak het, en hy het jou nie gemaak vir 'n snaakse rede daaroor nie, hy het jou net gemaak sodat jy kan wees, sodat jy uniek kan wees. En, as mens praat oor jou identiteit in Christus, dit is die identiteit met wat jy oorspronklik uitgekom het. As jy 'n nuwe rekenaar koop, of jy koop 'n nuwe kamera, of 'n nuwe GPS, of iets, daar is software waarmee hy oorspronklik uitkom. Jy upgrade dit later, en jy maak dit beter, en jy doen alles sodat jy dink is beter. Maar soms het jy al jou Windows ge-upgrade, as ons dit so kan sê, en jy het besef, maar jy kom nie reg met dit nie. En as ek reg is, kan jy nie Windows weer maklik downgrade nie. Jy kan dit nie weer terugvat na sy oorspronklike toe nie, alhoewel dit is wat gewerk het met jou rekenaar. Maar jy het besluit om dit te upgrade, en nou werk jou programme nie, nou werk jou e-mails werk nie, en dit werk nie, en dat werk nie, omdat dit nie meer die oorspronklike is nie. En dan moet jy later alles verander, sodat die oorspronklike net kan werk. Of nie die oorspronklike kan werk, laat jou programme net kan werk, laat alles weer net saamkom, en dan is alles verander, dan moet jy alles weer nie doen. En ek wil jou vandag vra, wie het God jou gemaak om oorspronklik te wees? Het hy jou gemaak om soos iemand anders te wees? Het hy jou gemaak om soos 'n Hollywoodster te wees, of te begin praat soos ander, te begin vloek om net in te pas, of om te begin skinder net om jou sê te sê? Het hy jou raak gemaak, dat jy moet verandering in jouself bring, want jy wil soos iemand anders lyk. Jy wil ook daardie aandag hê wat iemand anders hê. Jy hinker na die aandag wat iemand anders kry, daarom begin jy so wees, jy begin so leef, jy begin so lyk, jy begin jou hare so dra, jy begin so praat, want jy hoop om jouself daai aandag te kry. En dit gaan nou weer terug na my vorige program oor ma en pa. Wanneer dit so is dit nie genoeg liefde. Noodwendig is dit eintlik oor die aandag wat jy kry. Want as jy regtig opreg in jou ouerskap opreg gegee het, jou liefde gegee het wat jy kan, jy het daai identiteit gebou, soos Christus wil hê jy moet dit bou, jy het die toekoms gedeel, soos wat die Here op jou hart gelê het met jou kinders, dan sal jou kinders nie 'n probleem hê met aanvaarding nie. Dan behoort hulle te weet wie hulle gemaak is om te wees, tensy daar ander dinge gebeur, soos vriende en mense wat dinge sê om twyfel te bring in dit. Maar dan is dit weer jou rol as ouer om dit weer reg te maak, om dit weer reg te stel. So, net om terug te kom daarby, ouers speel 'n groot rol in die identiteit van 'n kind,
Maar die oorspronklike identiteit, waarmee daardie kind uitgekom het, waarmee daardie kind gebaar is, wat beplan is vir daai kind. Dis die plan wat die Here wou gehad het jy moet stap. Die plan wat die mense wat jy moes ontmoet, die plekke waarheen jy moes gaan, die tye wat dinge moes gebeur het hy klaar uitbeplan. Maar jy het gekies daardie dag om nie saam te gaan nie. Jy het gekies daardie dag om nie met daardie persoon te praat nie, selfs al het die Here op jou hart gelê, gaan praat met daardie persoon. Jy het gekies om liewers in die bondel te bly, as om na die persoon te gaan wat een kant sit. Jy het gekies om liewers Londen toe te vlieg, as om China toe te gaan. Jy het gekies om veilig te speel, en om jou drome na te jaag, want iets na te jaag waar jy kan spog, iets na te jaag wat mense jou aanvaarding sal gee, in plaas van om God se roete vir jou plek te loop. En dan kom jy op 'n plek in jou lewe wat jy sê, maar niks werk uit nie. Hoekom werk dinge nie vir my uit nie? Hoekom is dinge nie soos wat dit moet wees nie? En dan wil ek vir jou sê, dis jou plig om te gaan vra, Here, waar het ek hierdie voetstap verkeerd geloop? Waar kan ek dit regmaak? Waar kan ek weer teruggaan op my pad en dit werklik reg doen? Waar het ek iemand gemis wat ek moes ontmoet het? Waar moes ek met iemand praat? Waar moes ek 'n verskil bring in iemand se lewe? Waartoe moes ek gaan? Sodat dinge regtig uitwerk. Wys my waar ek ongehoorsaam was. En daarom my pa het my altyd geleer, en hy doen dit nou nog. Elke dag, dan bid hy vir die regte tyd en die regte plek. En dit is so belangrik, want baie keer is ons op die verkeerde tyd, op die verkeerde plek, want ons keuses maak, dat ons nou eers wil mall toe gaan, voordat ons kerk toe gaan gou. Of ons wil net gou iets gaan afgee, voordat ons soen toe gaan. En baie keer raak ons so kwaad, omdat ons in die verkeer moet sit. Maar miskien is daardie verkeer juist daar, sodat jy op tyd op die regte plek moet aankom, sodat die regte mense daar kan wees, sodat jy jou werk as Christen moet doen, jou doel as Christen moet doen, of dalk iets ontvang, wat die Here vir jou wil stuur. En ek praat nie net van aardse dinge nie, ek praat van 'n geestelike boodskap, of iets sien, wat iets in jou hart moet verander, wat jou help in jou toekoms in. En daarom is dit so belangrik om jou identiteit te ken, en as jy weet wat jou identiteit is, as jy weet waartoe jy op pad is, en jy weet, en jy praat met die Here, en die Here wys vir jou, en jy bid en sê, Here, lei my vandag, stuur die regte mense op my pad, wys my waartoe moet ek gaan, dan sal die Here jou wys, en die regte dinge sal gebeur soos wat dit moet gebeur. En selfs as jy sê, Here, ek weet nou nie, moet ek nou Maandag of Dinsdag dorp toe gaan? Moet ek hierdie afspraak Woensdag of Donderdag maak? Moet ek my hare Saterdag gaan doen of moet ek dit Vrydag gaan doen? Vra die Here, dit klink simpel, maar vra die Here, Here, wanneer dink U? En dan wanneer jy bel om 'n afspraak te maak, dan sal dit net in plek val. En miskien die persoon wat langs jou sit in die haarsalon, het dalk woord nodig. Of jy voel af daardie dag en die persoon wat langs jou sit, gee vir jou 'n bemoedigende woord. So dis baie belangrik, laat ons alles sal doen, soos die Here wil hê ons moet dit doen. Dan kan ons ontvang en ons kan gee, soos die Here wil hê ons moet gee. En dit gaan net gebeur, as jy werklik jou identiteit ken, as jy werklik weet, waar jy staan, in jou verhouding met die Here, sodat jy die vrymoedigheid het, om te kan sê, Here, wys my vandag, help my vandag. En as jy weet, jy moet met 'n persoon gaan praat, en jy weet nie wat om te sê nie, dan sê net, Here, gee vir my die woorde. En dan gee dan net vir die persoon 'n drukkie, is dit wat daai persoon nodig het. Soms babbel ons voort, en ons doen dinge te ver, en ons wil net wys ons kan. Maar dis nie altyd wat die ander persoon nodig het nie. Dis nie altyd wat jy self nodig het nie. En ek wil vir jou vandag bemoedig, gaan sit op jou knieë, praat met die Here. En dit gaan nie net vandag en môre gebeur wat die Here jou gaan wys nie. Dit gaan 'n journey wees, want jy het lank gevat om te kom waar jy is. Jy het baie besluite op jou eie gemaak, jy het baie besluite sonder die Here gemaak, en ons baie wat nou moet gebeur. So moenie verwag die Here gaan binne 'n dag of 2 vir jou identiteit wys en jou pad vir jou wys wat jy moet loop nie. Maar gaan sit met die Here, gaan praat met die Here, vra die Here hy moet jou wys, en begin dit doen, elke liewe dag.
vra jy die Here om sy pad, sy beplanning vir die dag. Wat is dit? En gaan met dit aan. Moenie jou eie wil aangaan nie, want ons het 'n doel met elke ding wat in die lewe gebeur. En hoe jy dinge doen en wat jy sê, dit bly nog altyd jou keuse. Maar as jy dit doen in die Here, dan voer jy sy keuse uit. Dan doen jy wat hy wil hê jy moet doen. En onthou jy is steeds net 'n mens, jy gaan nog steeds net foute maak. Maar as jy die Here regtig ontdek het, en wie hy is in hom, en jy daai band met hom, dan sal jy die vrymoedigheid hê om met hom werklik te kan praat en vir hom te sê, Here, ek is jammer, hoe maak ek hierdie nou reg? So gaan vandag en gaan praat met die Here, vra vir hom hoe en waar en wanneer en sê dankie. Onthou, die keuse bly joune.